Biddelwoord is volgend? Juffrou, jy mag nie jok nie, né? Elsie? Jane, ek sukkel met hierdie gemeente. Sammy, ons moet, as ons weer raadsvergader het, moet ons hierdie saak aanspreek, hoor? Die mense wat nie die waarheid praat in die kerk. Okay. Ek wil graag weet, rarig eerste besoekers, as jy die eerste keer is, steek jou hand op. Ok, baie dankie, so dat julle wat weer teruggekom het, dis wonderlik. Ek sien jou aan. Baie welkom aan elkeen van die vanoggend. Mag die Here u baie ryklik seën vanoggend. En mag jy vandag, wanneer jy uitstap met die wete dat die graf is leeg. Jesus Christus lewe. En elkeen van u wat na die diens so ou kruisie by my wil hê, is welkom om te kom haal van die wat ek nog het, hoor. Die Here seën u. Ek gaan vra dat die musikante so lank vorentoe kom vir ons groetliedjie. Maar ek wil vir u motiveer met 1 Petrus 1 vers 3 volgende. Geseënd is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. 'n Getuienis wat ons vanmôre het. Daar is nie meer 'n liggaam in die graf nie. Jesus het opgestaan, hy is verheerlik en sit aan die regterhand van God. En vanmôre moet jy weet, hy is alomteenwoordig en hy is almagtig. En hy is heilig. En hy weet alles wat ek en jy dink en doen en sê, omdat hy ons lief het. Geen ander rede. Ek gaan vanmôre vir Lionel vra om ons te bid vir die offergawes, die dienste open en daarna gaan ons opstaan en ons gaan heerlik lekker saam sing. Dankie Lionel, bid vir ons asseblief. Hou die gawe vas. Ons gee die oom. Ons die oom Vader sien Heilige Gees kom vanmôre, Here, om die lof en eer aan U te gee vanmôre, Here. Vanmôre kan ons dankie sê, Here, die graf is leeg. U seun het opgestaan en hy sit in die regterhand van die Vader vanmôre. Here, ons kom vanmôre, net dra die diens op vanmôre voor die troon van alle trone vanmôre, Here. We vra, Here, die elkeen van ons vanmôre sal sien, dat jy elke gedagte sal vasvang, elke gedagte en hart vanmôre, Here, en dat ons sal fokus, Here, vanmôre op die woord en die sang vanmôre, Here. We vra, Here, van ons liedjies sal sing, dat die woord ons sal sing, ons besef, wat sing ons vanmôre? Ons loof die seën vanmôre wat opgestaan het. We vra, Here, dat ook die finansies ryklik sal seën. Here, elkeen wat vas wat gee, Here, maar ek vra, Here, seën hulle 100voudig, en die wat ek het nie te gee, Here, seën hulle 200voudig, Here. Ek bid vanmôre, Here, dra die vredelike vanmôre ook voor U, my Vader. Ek vra dat jy al ryklik sal seën vanmôre. Trek 'n laag van U liefde om haar, my Vader, die beskerm om haar, en bewaar haar tong, Here, waar sy sal spreek, so sal sy spreek, soos die Here vir haar seën te spreek, Here. En daarom wil ek vra, Here, gee ons hierdie diens aan U oor, in Jesus naam, amen en amen. Halleluja, baie dankie, ons gaan opstaan. Kom ons gaan mekaar groet vanoggend, ons gaan 'n heerlike groetliedjie sing vanoggend. Hy begin met as my beker van blydskap oorloop. Nou as my beker van blydskap oorloop, dan bid ek maklik heeldag. En ek sing in die nag. As my beker van blydskap oorloop. Lekker, kom ons sing saam, ons groet mekaar. As my beker van blydskap oorloop. As my beker van blydskap oorloop. Dan bid ek maklik heeldag. En ek sing in die nag. As my beker van blydskap oorloop. As my beker van blydskap oorloop. As my beker van blydskap oorloop. Dan bid ek maklik
sitplekke neem. Net 'n paar afkondigings wat ek onder die aandag wil bring. Ons het nog 'n heerlike week van vakansie. Ons programme hervat almal van die 12de April af volgende Sondag. Begin die kinderkerk. Maandag is ons gebedsaand. Dinsdag en Woensdag begin ons kragstasies weer. En daai Vrydag begin die jeugfees. Kom ons val weer in soos die programme begin en ons druk deur. Ons is al die tweede helfte van die jaar. Voor ons weet is dit Desember, maar voor Desember kom moet ons eers 'n bietjie lekker hard werk, nee. En die Here goed loof en prys. My familie, ek wil julle herinner aan die 18de April ons kursus vir evangelisasie en disipelskap. Enige iemand wat graag wil saamgaan op die uitreiking of meer wil weet van die uitreiking, is welkom om dit by te woon. Daar is 'n vorm daar agter waarop u name kan invul sodat ons net genoeg materiaal kan print, maar dit is op 'n Saterdagoggend van 8:30 die oggend tot 12:00 die middag. Nou weet jy, ek het in die afgelope week verskeie navrae gehad van mense oor hierdie kursus en ek wil sê dis vir almal. En dis nie elke keer dieselfde kursus wat ons aanbied nie. Daar's 48 lesse wat ons oor 'n bestek van 2 jaar gaan aanbied, sodat wanneer u kan uitstap, u toegerus is met die woord. Om te weet as jy iemand op die straat raakloop en iemand sê vir jou, ek ken nie die Here nie. Wat om te doen en om daai persoon te deel en hoe om daai persoon na die Here toe te lei en om opvolgwerk te doen om van daai persoon 'n disipel te maak. Want as ons 'n disipel maak van Jesus, dan gaan daai disipel gemaak nog 'n disipel. Die disipel gemaak nog 'n disipel. En voor ons weet, dan verander hierdie dorp. Hoekom? Omdat ons hande uitsteek en werk wat die Here vir ons gegee het. Matteus 28 vers 19. Gaan dan uit, maak disipels van alle nasies. Dit is ons opdrag hierdie jaar wat ons gedoen. So die 18de April, almal wat dit wil kom bywoon, julle is welkom, kom asseblief. Dan die 19de April, 'n baie groot bederf wat vir Willie Botha wat by ons gaan kom sing. Nooi asseblief mense saam, want het gaan 'n heerlike oggend wees met die Here. En ons gaan ook na die tyd, is ons eerste fondsinsameling poging vir hierdie jaar, gaan ons wegneem etes verkoop. R60 vir wegneem ete en R80 saam met pudding. So as jy besluit wat jy wil hê, dan gaan jy dan na Susan toe in die kantoor en jy bestel of jy stuur vir ons 'n boodskap, jy sit 'n bestelling in, dit gaan heerlik wees. As jy nou bestel voor die tyd, dan hoef jy nie huis toe te gaan kos maak nie. Ons gaan kos maak vir jou doen. Jy gaan nie lekker sit en kuier en eet, né? Dis 'n goeie idee, is dit nie? Ja, okay, dankie Sarah. Okay, die volgende is ook wat keer in die 30ste Mei is die bazaar wat ons gaan hou. Nou, vir hierdie jaar het ons 'n baie klein bazaar gehad, maar dit was 'n wonderlike poging geweest. En hierdie jaar beplan ons om dit 'n bietjie groter te gaan. Ons het alreeds verskeie donasies ontvang vir hotdogs en pannekoeke en grootkoeke en alles wat daarmee saamgaan. Ons gaan ook 'n vleistafel hê, 'n koede wat opgesaag gaan word en verkoop gaan word, bewerk gaan word. So, dit gaan groot gaan. Enige van julle wat sê ek wil help, ek wil 'n bydrae maak of hier's 2 hande wat kan werk, kontak ons asseblief, want ons gaan adverteer dat die dorp ook kan kom, dat hulle kan sien wie is Lofwoord, waar is Lofwoord en hoe lekker ons as 'n familie saam kry. Nou is dit ook 'n groot amen. Ons is 'n familie en ons kuier saam. Goed. Die 6de September gaan Lisette Jansen van Rensburg vir ons kom sing, ook 'n baie wonderlike gospelsanger. Sy het 'n pragtige getuienis. En sy is regtig waar gesalf van die Heilige Gees. So u is welkom om dan ook te kom luister en dan die 21ste Oktober ons Kersmark. Ons gaan binne die volgende week die uitleg doen van die perseel binne en buitekant. Dan gaan ons dit opplak op 'n kennisgewingsbord. Ek dink ons het al reeds amper 10 stalletjies wat bespreek is vir daai Saterdag. So as jy nie 'n lofwoorder is nie, jy wil 'n stalletjie bespreek, as jy ook meer as welkom om te kom en jou produkte by ons te kom verkoop, wat ook ons laaste fondsinsameling vir die jaar gaan wees. Dan wil ek ook vir u noem dat ons aanhou bid vir Israel en aanhou bid vir ons siekes. Ek het gehoor van oom Jan Groblaar wat nie goed mee gaan nie. Hy is by sy huis, sy dogter pas hom op, Eugene. Is ook die oomblik nie, dit gaan nie so lekker met hom nie. So familie, kom ons bly bid vir die siekes, moenie nalat om elke dag vir hulle te bid nie. Al ken jy dalk nie almal se name, die Here ken hulle by die naam. Noem net Here daai sieke lys wat ons sê, Here genees hulle sodat ons 'n naam kan afhaal. Sodat ons 'n naam kan afhaal. Want wanneer jy genees, dan haal ons die name af, want God genees nog altyd. Kan ek 'n amen kry? Hy's nog altyd die God van die onmoontlike. En hy's nog altyd die God wat gebede verhoor, antwoord en sy seën oor ons uitstort. En dis waarvoor ons bid elke dag. Nou familie, ons gaan 'n bietjie worship. Het julle reg vir worship vanoggend? Staan op, dan begin julle saam met ons sing. God is goed, halleluja.
God is goed. Kom ons staan op en sing ons saam. Halleluja, kom ons staan op net. Hy is 'n goeie God. God is goed, halleluja, God is goed. Ek sal bly en sê God is goed, halleluja, God is goed, halleluja, God is goed. Ek sal bly en sê God is goed.
sien staan terwyl ons sing. Al die lof en al die eer. Halleluja. Halleluja, Jesus. Jesus. Alle lof en glorie van U, vanuit jou harte. Al die lof en al die eer kom U toe. Al die lof en al die eer kom
besing soos 'n verloste en 'n geredde. Kom ons sing dit asseblief. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good.
gange U kon vereer en U kon verheerlik, Here. En ons weet vanmôre dat U alreeds besig is om te beweeg van sitplek na sitplek, van hart na hart, om die saad wat gesaai kan word te laat ontkiem, en dat ons groot en wonderlike koeltebome sal word vir mense wat nodig het om te kom skuil by U. Dankie Here vir hierdie diens vanoggend, laat gebeur soos wat U dit wil hê. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie familie, U kan die sitplekke neem, baie dankie aanbiddingspan. Broers en susters, ons sit vanmôre in 'n kerk wat erken, wat sê, die graf is leeg. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Maar as baie mense wat daar buite is, en selfs mense wat vandag binne in kerke sit wat sê, ek weet nie of ek dit kan glo nie. As my lewe dan so chaoties is, as daar soveel chaos in die wêreld is, as daar soveel verdrukking en oorlog is, en die petrolprys wat nou opgaan, hoe weet ek Jesus lewe en hy kyk na my en hy sorg na my? Nou vanmôre wil ek nie al daai vrae beantwoord nie, maar ek wil vir julle 'n paar dinge uit die Bybel uitwys wat bewys dat Jesus het opgestaan. Dis bewys in die Bybel en dis tog ons woord en ons lig en ons lamp. Ons kan nie ons waarheid op ander plekke gaan lees behalwe in die woord van God nie. Want hier is die waarheid wat altyd die waarheid is, want God kan nie lieg nie. So hierdie woord wat hy vir ons gelos het as 'n handleiding, as 'n riglyn is die waarheid. Gaan soek die antwoorde vir jou vrae hierin. Nie by ander mense se opinies nie. Gaan soek dit hierin. Nou weet jy, as ons gaan kyk na wat die Bybel ons leer, is daar 10 verwysings in die Bybel waar Jesus verskyn. Ek gaan vir julle 10 noem en dan gaan ek met julle oor 3 baie spesifieke verskynings gaan ek met julle praat. Die een sê, Maria opstanding Sondag. Jy kan dit gaan lees in Johannes 20 vers 16 tot 18. Die tweede is daar sommige vroue aan wie hy verskyn het in Matteus 28 vers 10. Dan die Emmausgangers, Lukas 24 vers 13 tot 43. Hy het verskyn aan Petrus, Lukas 24 vers 34. Die disippels sonder Thomas, Lukas 34 vers 36. Die disippels terwyl Thomas by hulle by was, onthou Thomas het gesê, ek het nie geglo nie. Ek wil eers sien. Wat ek kan lees in Lukas 24 vers 36. Dan die disippels met Thomas, Johannes 20 vers 26 tot 29. Dan met 7 disippels het die Here verskyn, Johannes 21 vers 1 tot 2. 500 disippels, 1 Korintiërs 15 vers 6. Jakobus en die ander apostels, 1 Korintiërs 15 vers 7. Voor Jesus se hemelvaart, Lukas 24 vers 50 tot 53. As daar enigeen van u is wat graag hierdie skrifverse wil hê, kontak my persoonlik en ek sal dit vir julle print en ek sal vir julle gee, dan kan julle self gaan oplees daaroor. Want jy buddy, as iemand jou sê, nee, ek glo nie dat die mensie, kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Want die Bybel is ons riglyn. Maar vanmôre wil ek met jou praat oor 3 van die verskynings. Die eerste een lees ek in Johannes 20 vers 16 tot 18. Maria en vroeg opgestaan en na die graf toe gegaan. Maria se hart was gebroken. Want Maria weet wat dit was om nie net gered te word nie, maar om verlos te wees. Want Jesus het 7 duiwels uit haar uitgedryf. So sy verstaan wat dit beteken om vir die verlosser jou aangeraak het. En hier het haar verlosser gesterf aan die kruis. Sy het dit gesien. Sy was daar toe sy liggaam na die graf gedra is. Die volgende oggend vroeg gaan sy na die graf toe met balsem, om die liggaam te gaan balsem in haar hart. Stikkend en swaar binne haar. En sy stap daar in die grafkelder in en daar is niemand nie. Daar is nie 'n liggaam nie. Die doeke waarin hy toegedraai was, lê netjies toegevou by die kopstuk. Sy begin huil en sy sê, wat het hulle met my Here se liggaam gemaak? Waar het hom hier gevat? En sy gaan na die tuin uit en sy huil en sy hoor iemand agter haar. En sy kyk om en sy sien 'n man staan en sy dink dis die tuinier en sy sê vir hom, waar is my meester se liggaam? Asseblief sê vir my waar het julle hom gevat? Ons lees in Johannes 20 vers 16 tot 18. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom,
Rabboni. Dit beteken meester. Die eerste persoon wat Jesus gesien het, nadat hy opgestaan het. En hy sê vir hom, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, dit was sy disippels, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalene het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê. Nou familie, ek wil vir jou sê, dit was nie sommer net te vertel nie. Sy het gehardloop daarna waar hulle was. Sy het aan die deur geklop en gesê, maak oop, maak oop. Ek het iets om vir julle te vertel vanmôre. Maak oop, maak oop. En toe die deur loop, maar toe hardloop sy in vertrek en toe sê sy, hy leef, hy het opgestaan, hy het met my gepraat, ek het hom gesien, die graf is leef, hy leef. Dit moet nie sommer net 'n vertel wees nie. Dit moet 'n kragtige getuienis wees van Jesus Christus wat die dood en die graf oorwin het. As ek en jy dit vir mense vertel, moet ons nie onverskoning maak en sê, weet jy, ek dink, ons moet sê, nee, kyk wat sê die woord van die Here, hy sê, hy leef, hy het opgestaan. En dit daarom lewe in my lewe, kom ek vertel jou, hoekom ek sê hy leef in my lewe, want ek ervaar hom dagelijks, omdat hy alomteenwoordig is, wandel hy met my, saam met my, in my en by my, en maak hy my paaie voor my gelyk, maak hy my mure vir my plat, maak hy vir my paaie deur berge. Beteken dat ek op die berg opklim, dat ek hom beter kan sien van bo af. Ek het nie twyfel daarin in my hart, dat ek weet, Jesus lewe, en hy lewe vandag, en hy lewe môre, en hy lewe volgende week, en hy lewe oor 5 jaar nog. Daarom moet ek en jy leef, broer en susters, soos kinders, wat weet dat Jesus lewe. En hy sit aan die regterhand van God, en hy gaan kom om ons te kom haal. Dis die beste nuus ooit. Want as jy sonder Jesus sterf, gaan jy die tweede dood en jy gaan nie vir ewig lewe saam met hom nie, want net deur die Seun kan jy na die Vader toe gaan. Moenie dat mense vir jou ander stories vertel vanmôre nie. Jesus Christus is die weg en die waarheid en die lig. Kom ons kyk na die tweede verskyning. Die disippels sonder Thomas, Lukas 24 vers 36 tot 41. Terwyl hulle hieroor praat, oor die verskynsel dat Jesus opgestaan het. En onthou net nadat hy opgestaan het, daar klomp stories rondgeloop. Hulle het gesê, o nee, die soldate het hom gaan wegsteek. O nee, die disippels het sy liggaam gesteel. Allerhande goed, maar niemand het gesê hy het opgestaan. Hulle kon dit nie erken nie, want hoe is dit moontlik? Want as hulle moet erken dat hy opgestaan het, kon hulle erken hy is die Messias. Want het is net die Messias wat sou opstaan, niemand anders nie. Terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle binne en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my, want die gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie, en hulle verwonder sê hy vir hulle, het julle hier iets om te weet? Is ook, kan nie eet nie. Jesus het geweet dat hulle twyfel. Daarom het hy, omdat hy alomteenwoordig is, aan hulle verskyn. En wat was die beste ding wat hy kon doen om te wys, dis aan Jesus, want hulle weet, aan die kruis, is daar spykers in sy hande ingeslaan. Is daar spykers deur sy voete geslaan. Is daar 'n spies in sy sy gesteek. Dis merke. En hy staan voor hulle en sê, kyk na my hande. Dit is ek, maar ek lewe. Ek is nie 'n gees nie, ek is nie 'n spook nie. Ek is Jesus, wat vir julle gesê het, na 3 dae sal ek opstaan. Ek is Jesus, wat afgegaan het in die doderyk, en ek het die dood oorwin. Ek het opgestaan uit die graf uit. Ek hou die sleutel in my hande, dus ek kyk my hande, kyk my voete, kyk die merk in my sy. Waarom twyfel jy nog dat dit Jesus is?
susters, ek wil vanmôre vir jou sê, ons sê miskien vanmôre, ja, ek glo Jesus het opgestaan, ja, ek glo hy lewe, maar wanneer ons in die moeilikheid kom, wat is die eerste ding wat ons sê, Here, nou waar is U dan nou? Hoekom het U my nou gelos in die moeilikheid? Het U nou vergeet van my? Weet U nie meer van my nie? Maar vanmôre wil ek vir jou sê, Jesus Christus lewe. En voordat jy in 'n moeilikheid beland het, was hy op daai plek waar jy sou gekom het, want hy het opgestaan. Die spykers wat in sy hande was vir jou vir daai probleem. Die spykers wat in sy voete was vir jou vir daai probleem, vir die situasie waarin jy is, vir die sonde wat jy doen, wat jy nog nie bely het nie, het hy aan die kruis gesterf. Hy lewe vandag. Maar Thomas het na die disippels kom vertel en toe sê, nee, sorry, ek glo nie. Ek sal net glo as ek dit self sien. Sê ons dit nie baie nie. O nee, ek glo net as ek dit self sien. Wat se geloof het jy nou skielik? Dit gaan nooit gebeur nie. Toe ek vir u gesê het in 2019 dat die Here gaan hierdie plek volmaak met disippels. Nie getalle nie, disippels het die gemeente wat toegesit het my so aangekyk. En kyk vanmôre wat trek ons nou al in 2026. Toe ek in 2021 ons begin bedien het, was die 35 mense en die Here het my gesê, ek stuur vir jou disippels. Vanmôre sit ons baie meer as 35 mense. Kan ek 'n amen kry? En dis baie mense wat vanoggend nie wou gewees het, maar wat siek is by die huis. Want ek wil vir julle as God sê, ek gaan nou oes stuur na AGS Logger toe, dan gaan hy dit doen. Is ek en jy gereed om die oes te kan ontvang? Is ek en jy gereed om vir mense te sê, kom in, dis 'n hospitaal hier nie. Ons veroordeel nie mense hier op grond van jou verlede nie. Ons veroordeel nie mense op grond van hoe jy lyk nie. Ons veroordeel jou nie op grond van wat jy aantrek nie. Ons veroordeel jou nie op grond van waar jou werk is nie. Maar ons is hier om Jesus Christus, die gekruisigde en die verreëse Jesus aan jou te kom voorstel. Want hy kan jou lewe verander. Mense kan nie, maar wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, wanneer jy hom aangeneem het, dan begin hy jou verander en jy word 'n nuwe mens. Ek het vanmôre 'n beautiful getuienis gehoor van iemand wat sê, die dag toe Jesus my aanraak, te word ek 'n nuwe mens. En dis wat Jesus wat opgestaan het vir jou wil doen. En vir die mense in Uitenhaag. Hierdie plek waar ons geplaas is om ons lig te laat skyn. Familie, ek wil hê vir eens en vir altyd ontslaa raak van daai gedagte dat jy net hier in die kerk met vriendelik en nice moet wees. Dat jy net hier moet sê glorie haleluja. Jou glorie haleluja moet daar buite wees. Jou krag moet daar buite openbaar word. Jou lig moet daar buite skyn. Jy moet in enige plek instap en reg wees om te sê Jesus het opgestaan, hy lewe, ken jy hom? Want as jy sterf sonder hom as jy vir ewig verlore, daar is nie meer 'n kans vir jou nie. Ons gaan aan. Johannes 20 vers 26 tot 29. Thomas het gesê, ek glo nie. Ek glo net as ek kan sien. En kyk wat doen Jesus, en hy het woorde gehoor. Hy het geweet dat Thomas het gesê, net soos wat my broer en suster. Ek wil vir jou waarsku vanmôre, ek vermaan jou met liefde vandag. Dit wat jy sê, hoor die Here. Dit uit jou mond uitkom, hoor hy. Die goed wat in jou hart aangaan, weet hy van. Die gedagtes wat jy so gaan, wat verkeerde gedagtes is nie van die Here nie. Hy weet van dit. Maar nie dan hy weet daarvan. Soos wat jy aan Thomas gaan verskyn, so gaan hy met jou ook maak. Hy gaan net op 'n dag opdaag en dan gaan jy soos Paulus op sig op die grond waarsku julle. Luister na God se woord. En 8 dae daarna was die disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Kan jy vanmôre sê, ek het nie gesien, maar ek glo. Ek het nog nie self gesien, nie eendag gaan ek het self sien, maar ek glo. Ek glo, ek gaan die merke in sy hande sien. Ek glo, ek gaan die merke in sy voete sien. Ek glo, ek gaan die merke in sy
sy sien en ek gesê, dankie Here, dat U vir my gesterf het aan die kruis, dat ek vandag kan staan as 'n skoon gewaste kind van die lewende God, dat ek vandag kan stap op die pad wat U vir my aanwys, dat ek vandag vir die volk kan vertel, Jesus lewe. Ons gaan dit sien, maar nou vra ek vir jou vandag, glo jy in Jesus al het jy nie gesien nie, en wanneer die moeilikheid op jou pad kom, gaan hy homself aan jou openbaar. Moenie wag tot hy voor jou kom staan en vir jou sê, glo jy nie, glo nou. Want jy verloor baie seën, maar jy nie glo nie. Jy mis uit. Jy mis uit. Die dag toe die Here my geroep het vir bediening, wou ek nie glo nie. Ek sê, Here, ek, 'n geskeide werklose vrou roep U vir bediening, daar is nie 'n manier nie. Duidelik op 'n Sondag aand in die diens het die Here met my gepraat. Ek het huis toe gegaan en ek het gaan bid en sê, Here, ek weet U het met my gepraat vandag, maar ek weet nie of ek dit kan glo nie. En God het vir my op baie verskillende maniere begin wys dat dit wel Hy is wat my geroep het vir bediening, terwyl ek dit nie wil glo nie. Hy het vir my gesê, ek is die God wat roep, ek is die een wat bekwam maak, ek is die een wat jou gaan stuur, al die besware wat jy so maak vir die tyd. Here, ek het nie geld nie, ek het nie tyd nie, ek het nie dit nie, ek het nie dat nie, wanneer moet ek swat, Here, wat gaan ek doen, hoe gaan ons maak? Die Here sê, vertrou net op my, ek gaan die paaie vir jou gelyk maak. En vandag kan ek getuig, hy het dit gedoen. Hy het al die paaie vir my gelyk gemaak, sodat ek vandag voor U kan staan, en U kan vertel, Jesus lewe. Hier sit mense wat my lewe baie goed ken, hoe dit is, teenoor wat dit nou is. Ek weet dat God vir my 'n rivier gemaak het in die woestyn. Hulle kan vanmôre vir U vertel as jy my nie glo nie. Dieselfde toe die Here my sê, ek stuur vir jou 'n man. Toe sê ek, nee, ek wil nie 'n man hê nie. Die Here sê vir my, ek het klaar gepraat, ek stuur vir jou 'n man. Jy gaan hom hier in Lofwoord ontmoet. En julle gaan die pastoriepaar van Lofwoord word. Ek sê, Here, dit kan nie wees nie. Ek het huis toe gegaan in die middag. Ek het van bid gesê, Here, ek weet baie goed iets vanmôre met my gepraat, want terwyl ek in 'n agterste bank gesit het ek gevoel hoe God so oor my toesak. Ek het 'n krag so oor my gevoel vloei, en ek het die hele diens hier gesit en in taal praat saggies by myself, en ek weet God is besig om my voor te berei vir iets, ek het nie geweet wat dit was nie. En toe die profesie kry van wat die Here sê, ek stuur vir jou man, toe gaan ek uit, toe sê ek, Here, nou moet U my help. Want my hart is nie reg om 'n man te ontvang nie, want ek het my hart toegemaak, gesê ek stel nie belang nie, U moet asseblief my sleutel vat, en ek het hom weggegooi, en so kom 'n sleutel vir my weer oop. Dat wanneer U die man voor my sit, dan weet ek, dis U wat hom gestuur het, en U moet hard en duidelik vir my sê, anders gaan ek nie met hom trou nie. Broers en susters, hy dag toe sy voor my hek staan, en ek stap so uit om hom te gaan hallo sê, toe sê die Here vir my, that's your husband, just love him. Maar nou kan ek dit ons nie vir hom sê nie. Maar die Jesus wat lewe, het dit geopenbaar. En ek het begin bid en sê, Here, wanneer ek met hom trou, nie as nie, wanneer ek met hom trou, sal ek die hoof van ons huishouding wees, maar U moet dit aan hom openbaar. En hy sê vir my later, eers later, vertel hy vir my, toe hy weggeraai die dag, toe weet hy, dis die vrou met wie hy gaan trou, maar hy wil ook nie vrou gehad het. Vandag is het amper 6 jaar getrouwd. En ons praat baie oor, dit was a God thing. It was a God thing. Nou hierdie, waar Jesus in die graf het opgestaan het, it was a God thing. Dis 'n waarheid wat nooit kan verander nie. Dis 'n waarheid wat daar vir jou is. Jesus het opgestaan vir jou en vir my. En hy het gesê die dag toe hy opvaar na die hemel toe, ek los vir julle 'n trooster. Ek gaan vir julle iemand los wat julle kan lei, wat julle kan leer, wat julle kan bemoedig, wat julle kan versterk, sodat julle nooit hoef bang te wees nie. En hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Wat beteken dit? Dit beteken as jy moeilikheid het, hou goeie moed. Hy het ook moeilikheid gehad, maar hy het oorwin. Daarom kan ek nie ook oorwin, want hy lê nie meer daar nie, hy lewe vandag en ek en jy kan hom toe hart en ons kan sê, Jesus help my, en dan help hy jou. Nie altyd met die verandering van jou omstandighede, maar jy kry rus en vrede in jou gees. En dit is belangriker as iets anders. Maar die oomblik wanneer jy rus en vrede in jou gees kry, dan is jou gedagtes ook onder beheer van die Heilige Gees en jy raak kalm.
en hy wys vir jou, en dan kan jy hoor wat die Heilige Gees sê, want broer en suster, waar ons vasgevang is in vrees en bewering, hoor ons nie wat die Heilige Gees sê. Ons kyk net die probleem. En ons gedagtes is die bezig, wat gaan ek maak, wat gaan ek doen, wie gaan ek vra, waarheen gaan ek hardloop? Maar die oomblik wanneer die Here kom en sê, kalmte, jy voel hoe hy met jou praat, jy voel hoe hy homself aan jou openbaar, dan word jou gedagtes rustig en die Here begin vir jou wys. So. Stap in die pad. Moenie bang wees om God te vra nie, want hy lewe. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees is daar vir jou. Nie die ou langs jou nie, vir jou. Enigiets wat jy nodig het, enigiets wat jy wil vra, enige plek. En weet jy wat, ek wil vandag vir u sê, die Here en die Heilige Gees praat elke dag met ons. Hy praat elke dag met ons, op verskillende tye en op verskillende plekke. Kan jy glo dat die Here met jou praat terwyl jy 'n rugby-wedstryd kyk? Glo jy dit? Gisterand terwyl ek die Stormers kyk, toe praat die Here met my oor iets. En ek sit daar en sê, Here, maar U is al groot. Hier is daarom wonderbaarlik, dat die Gees homself openbaar, enige tyd, enige plek. As jy alleen in jou motor ry, begin met die Here praat, jy sal verbaas wees oor wat hy vir jou sê. Maar luister, moenie sê, nee, ek kan nie glo, hy kan nie enige tyd, enige plek met my praat nie, want dan lieg jy vir jouself, want as Jesus so verskyn het, op verskillende tye, op verskillende plekke, hoekom sal die Heilige Gees homself aan jou openbaar, op verskillende tye, verskillende plekke, op verskillende maniere nie. God is groot, moenie hom onderskat nie. Ons onderskat hom, daarom ontvang ons nie. As hy Jesus uit die dood opgewek het, dan sê, want dieselfde Gees, wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in jou. Hy woon in jou, daarom sal hy met jou praat, enige tyd, enige plek. Verwagting. Jy moet hier instap op 'n Sondagoggend met die verwagting, want dan gaan die Here my praat, want ek moet voorbereid wees vir hierdie week wat voor lê, want ek weet nie wat kom nie, maar hy weet. En dan wanneer jy hier uitstap en die moeilikheid trek jou, dan sê jy, wag 'n bietjie. Ek was met Jesus en ek het hom nie gelos in die kerkie. Die Gees het saam met my uitgestap. Dan hoor jy en jy word 'n dader van wat hy vir jou sê om te doen. Moenie net hoor en sê, okay, ek het gehoor en that's it. Iemand het eendag vir my gesê, die Here het vir my gesê, ek gaan fisiek mense bid vir die persoon nou, en dan gaan die kanker uit hulle liggame uitval. Toe sê ek, dis wonderlik, hoeveel kankermense het jy al gebid? Hy sê nie van iemand het, wag eers dat die krag moet kom. Ek sê, my boeta, jy moet gebid. Want as die Here vir jou gesê het, jy gaan dit doen, dan moet jy die kankermense gaan soek en jy moet vir hulle begin bid. Maar wanneer jy bid, dan gaan God se krag oor jou kom en dan gaan daai mense genees van kanker. Moenie net sit en wag nie. Doen. Dis hoekom ek sê die uitreik aksie wat ons gaan doen, dit gaan 'n doen wees. En ek die van u wat nie kan saamgaan nie, bid asseblief vir die span wat ons gaan uitstuur. Ek gaan na die 18e vir die meer daaroor sê. Maar vanmôre wil ek vra dat almal net hulle oë sal toemaak en hulle hoofde sal daar sit, net 'n oomblik stil sal wees. Die musiekspan kan so lank kom en my kom help. As jy vanmôre sê, ek het getwyfel in my hart of Jesus dan vir my opgestaan het. As daar enige iemand so is, steek net jou hand op en laat vinnig sak. Ek gaan jou nie in 'n verleentheid stel vanmôre. Enige iemand wat sê, daar was tye wat ek getwyfel het, het Jesus vir my opgestaan. Steek jou hand op en dan sê, baie dankie, ek sien die hande wat opgaan, baie dankie, ek sien. Maar weet vanmôre, broer en suster, die Bybel is 'n bewys, Jesus het opgestaan. Soos ek vir Thomas gesê het, kyk my hande, kyk my voete, kyk die merk in my sy. Weet vanmôre wanneer jy uitstap, jy gaan stap uit in oorwinning. Daar's niks wat jou mee kan terughou nie. Want Jesus het vir jou opgestaan. Kom ons bid saam. Hemelvader, vanmôre wil ons vir dankie sê vir die kosbare herdenking wat ons vanmôre het van 'n leë graf. Here, dit is so wonderlik dat ek wil in die straat afloop en sing en vir almal gaan vertel, maar Jesus lewe. Ek vra net vir ons dat die lig in die wêreld moet wees sal help, dat ons daai vrymoedigheid sal hê, daai boldness moet gaan hê, dat vandag en môre en die weke wat kom, enige persoon wat op ons pad kom, ons nie skaam sal wees om te erken, hy het aan die kruis gesterf vir ons uit liefde nie, maar hy het opgestaan uit die graf uit en hy leef vanmôre en sit aan die regterhand van God, waarvandaan hy gaan terugkom om ons te kom haal, om by ons te kom woon en maak.
Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Familie, nou wil ek u nooi. Ons is nou bly, die graf is leeg. Nou gaan ons sing, maar ek wil jou nooi vanmôre. Ons gaan sing eers goed, Here Jesus, baie goed. Maar ek wil jou nooi, die wat die voor wil kom staan en dit saam met ons wil sing. Kom sing saam met ons, kom jubel saam met ons, kom juig saam met ons vanmôre. Want Jesus het opgestaan en hy lewe. Kom ons staan op en sing ons saam. U is goed, Here Jesus, baie goed. Kom ons staan op. Moet jy asseblief nie uitmis nie. Ek gaan praat oor 1 tree na die dood. Moenie dit mis nie. Kom ons lei die woord. Ons dierbare Hemelse Vader, ons kom vandag in die huis, Here, en ons wil net vir U dankie sê, Here. Here, U het opgestaan, U lewe, Here. Ons dien nie 'n dooie God nie, Here. Ons dien nie 'n storie wat opgemaak is nie, Here. Ons dien die skepper van die hemel en die aarde wat dood oorwin het, Here.
Here, en ons kan vandag vir U dankie sê, Here, want die Gees van die Here Jesus uit die dood het opgewek het, woon in ons, Here. U is met ons oral waar ons gaan en alles wat ons doen, Here. Selfs kan ons niks doen, Here, maar ons is tot alles in staat in U wat ons krag gee. En ek vra, Here, dat U elkeen van ons die bidde sal aanraak, Here, sodat ons sal uitgaan en die mense sal vertel, Jesus het opgestaan. Hy lewe, Here, dat ons elke geleentheid sal vat, Here, om die mense te vertel van die goeie nuus, Here. Want ons is lief vir hulle en ons wil hê hulle moet U leer ken, Here. Wees met ons in hierdie week, Here, met alles wat ons gaan aanpak, Here. Gee ons die krag, Here, versterk ons, Here. Wees met almal wat nie hier kon wees vandag, Here. Ons vra Heilige Gees dat U vooruit sal gaan en ons sal lei. Dat U ons paaie sal gelyk maak, Here, en dat U ons sal seën oral in alles wat ons doen, Here. Alle eer en glorie kom ons toe, my Vader, in Jesus Christus naam. Amen.